Vriende, wat 'n wonderlike voorreg om vanmôre weer saam met u te kan wees. Ons dank die Here dat hy vir ons weer opgewek het, vir ons nuwe genade, nuwe krag vir 'n nuwe dag gee. Mag die Here vir ons dan ook wysheid gee om so te lewe om hom te verheerlik. Ek wil u groet met die woorde van Genesis 4 vers 7 en daardie besondere woorde staan daar dat die sonde lê en loer voor die deur en sy begeertes na jou, maar jy moet daaroor heers. Daar is baie mense wat na my toe kom wanneer ons berading sessies het, of wanneer mense met my kom praat en hulle sê vir my, weet jy, hierdie sonde het my oorval, of daardie sonde het aan my kant toe gekom en ek het ongelukkig geval en ek kon dit nie oorwin of teestand teenoor dit bied nie. En dan herinner ek hulle gereeld aan wat Genesis 4 vers 7 sê, dat die sonde lê en loer voor die deur. Jy moet tog die begrip, die gedagte in u kop kry. Dis letterlik soos 'n leeu wat in die bos lê en wag vir sy prooi. En die Bybel sê dat hierdie sonde se begeertes na my, hy sê na jou, na my. Maar wat moet ons doen? Ons moet daaroor heers. En ons gaan vanmôre sien hoe ons moet heers oor sonde. Want u sien, die vrees bring vryheid, sodat ons nie in sonde vasgevang word en verder wegsink in ons ellende nie, maar in die vrees van die Here kan lewe met vryheid, om dan die sonde te oorwin en die Here welbehaaglik te wees. Kom ons doen 'n kort gebed saam en dan bid ons net dat die Here vir ons wysheid sal gee. Hemelse Vader, baie dankie vir 'n nuwe dag, dankie vir u goedheid en u guns, baie dankie dat ons u die almagtige Skepper God van hemel en aarde mag ken deur Jesus Christus ons Here. Dankie vir die wonderlike, kosbare Heilige Gees wat vir ons intree, en dankie dat ons Here Jesus die voorspraak by die Vader is, die ewige hoëpriester, wat ook vanmôre ons behoeftes en ons begeertes aan Vader bekend maak. Verheerlik u self, Here, deur die waarheid van u woord en versterk ons harte tot eer van u naam. Amen. Nou vriende, ons het gister so 'n bietjie begin praat oor die gedagte van die vrees wat vryheid bring, vir u gesê dat daar is 'n gesonde vrees wat ons in die woord van die Here raak sien, wat ons vir die Here God moet hê, wat dan ook vryheid in ons lewe bring, sodat sonde ons nie vasvang en ons bind en ons lewens vernietig en verongeluk nie, maar dat ons in die raamwerk of speelveld wat die Here ons gee, dan ook vryheid kan beleef. Baie interessant is dat die woordjie vrees telke male in die Bybel na vore kom, in die Ou Testament en in die Nuwe Testament. Nou vriende, 443 keer in die Bybel vind ons die gedagte van bevrees of om te vrees, en in die meeste gevalle staan dit direk gekoppel aan wat ons as mense gesindheid heens God moet wees. Nou baie interessant is, ons lees toe die volk die gebooie van die Here ontvang op die berg Sinaï, sê die Bybel vir ons dat die Here die 10 gebooie gegee het, en toe God al hierdie woorde gespreek het, sê die Bybel vir ons, het die volk die donderslae en die blitse en die geluid en die bassein van die rokende berg bemerk, en die volk het dit gesien en gebewe en op 'n afstand bly staan. En hulle het vir Moses gesê, spreek u met ons, dat ons kan luister, maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons. Toe antwoord Moses die volk, wees nie bevrees nie, want God het gekom om julle te beproef, en dat sy vrees voor julle oë mag wees, sodat julle nie sondig nie. Nou, daar's baie teoloë en mense wat sê dat hierdie vrees beteken ek moet 'n respek vir God hê. Nou vriende, dis glad nie wat die woord bedoel nie. Ek het respek vir my tuinjong, maar ek is seker nie bevrees vir hom nie. En dis die hele gedagte is, ek dink 'n gesonde, heilige vrees vir 'n heilige God, wat almagtig is, en wat my in 'n oomblik kan verdelg, bring by my dan ook 'n gesonde optrede heens sonde in my lewe. Wanneer ek weet en besef dat God sonde oordeel, en vir die gereddes die sonde in Christus geoordeel het, dan maak dit my bevrees in die eerste plek vir die heiligheid van God, en ek besef dat ek net in Christus vir God aanvaarbaar is, maar dit bring ook 'n vryheid by my, dat ek in hierdie heilige gesonde vrees nou van sonde sal wegvlug, omdat ek God welbehaaglik wil wees. Hoor wat sê die Bybel vir ons daar in Matteus 10 vers 28. Die Here sê, moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Maar vrees hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Nou baie interessant is dat jy vind mense wat so maklik by ander mense kan aanpas en inpas. Mense bely hulle is kinders van die Here, maar as jy sien, dan is hulle by 'n drinkparty, hulle is by 'n dans, hulle is by een of ander wêreldse byeenkoms, en hulle praat soos die wêreld en doen soos die wêreld, want hulle is bang dat mense hulle sal uitskuif.
Nou kom die Bybel en hy sê, luister, moenie hulle vrees wat die liggaam kan doodmaak nie. Moenie hulle vrees wat jou kan verwerp en hulle wat van jou kan sleg praat en hulle wat jou wegskuif en een kant skuif nie. Wie moet jy vrees? Vrees die Here. En hy gaan so ver en hy sê, moenie eens hulle vrees wat jou kan doodmaak nie. Jy sien, daar is baie kinders van die Here wat in vervolgde lande lewe, waar elke dag die swart oor hulle kop hang en hulle vrees vir hulle lewens, maar gaan kyk na hulle gesindheid. Hulle sê, maar luister, ons vrees God eerder, want julle kan ons liggame doodmaak, maar julle kan niks aan ons siel doen nie. Ons vrees hom, wat liggaam en siel kan verderwe in die hel. En dit bring vryheid in jou lewe, as jy weet, dat wat ook al my tref, watter lot my ook tref, dit is wel met my siel. Nou hierdie vrees, vriende, waarvan die Bybel melding maak in Matteus 10:28, is die woordjie phobio, of wat ook die gedagte deurbring van to be frightened, to be alarmed, to be in awe. In Afrikaans eenvoudige, eerbiedige vrees, 'n heilige ontzag. Hierdie gedagte, hierdie gesindheid van om werklik voor God te buig en te sê, Here, ek weet wie U is en ek weet wie ek is. U sien, wanneer ons 'n heilige vrees vir God het, dan gaan ons begin om te doen wat God van ons vra. Ek dink die begrip en die idee van God het eintlik so skibreek gelei in die deursnee prediker se boodskap vandag, dat mense dink dat die Here is ons gelyke en selfs ons dienskneg. Gaan sit maar die televisie aan en luister na die deursnee TV-prediker, die deursnee radioprediker. En ek wil vir u sê, jy hoor van die mees lasterlike dinge wat oor hulle lippe vloei. Hulle praat van God asof hy hier jy is, asof hy nog een van ons is, asof hy deur ons gehiet en gebied kan word. En ek wil vir jou vanmôre sê, as jy God nie vrees met 'n heilige ontzag en met 'n eerbied waar jy voor hom buig en sê, Here, ek vrees U omdat U die heilige God is, voor wie engele en serafs uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here. Ek vrees U omdat ek weet dat U in 'n oomblik, Here, 'n wêreld kan verdelg, en U gee vir ons 'n baie duidelike blik daarvan in Genesis 6, waar U die groot vloed gestuur het, toe U die sluise van die hemel oopgetrek het, en die fonteine van die aarde laat oopbars het, en hierdie menigte mense laat vergaan het weens hulle sonde en boosheid. Here, ek besef en ek verstaan dat ek nodig het om te besef wie U is en wie ek is, sodat ek dan ook voor U welbehaaglik kan lewe. Psalm 112 vers 1 sê, welgeluksalig is die man wat die Here vrees, wat 'n groot welbehaag in sy gebooie het. Hier is 'n pragtige antwoord. As ek werklik God vrees, gaan ek doen wat hy vir my in sy woord sê. Psalm 111 vers 10 sê, die vrees van die Here is die beginsel van die wysheid. Almal wat dit beoefen, het 'n goeie verstand. U sien, hier is 'n baie goeie, ek wil amper sê, ooreenkoms wat die Here vir ons gee. Die vrees van die Here is die beginsel van die wysheid, so 'n wyse man vrees God, en die Bybel sê, almal wat dit beoefen, het 'n goeie verstand. So as jy vanmôre gesonde vrees vir die Here het, sê die Here, is jy 'n wyse mens? Het jy 'n wyse verstand? Is jy iemand wat deur God begenadig is? En daarom is vrees vir God noodsaaklik. U sien, my vrees vir God word opgeklaar elke maal as ek sy woord lees en besef, hy het my vergewe en in hom is ek vry. U sien, die vrees wat 'n kind van God moet hê, moet nooit die vrees wees vir die hel of dat God my eendag in die verderf gaan werp nie, want ons vrees word opgelos deur die feit dat ons vergewe is in Christus, maar dan moet nog steeds 'n gesonde vrees wees wat my weghou van sonde. En sien, dit is die ding wat in die kerk van die Here Jesus kort. Dat ons werklike vrees sal hê, nie 'n vrees vir verderwing, dat ons in die hel sal beland nie. Die sondaar moet dit vrees, en die sondaar moet God so vrees, want die Bybel sê dat elkeen wat die Here nie ken nie, 'n vervloeking moet wees, en van God se aangesig weggeskuif gaan word. Maar vir ons wat aan die Here behoort, hoef ons vrees nie ons halfvaste kluister in ons stoel of in ons huis of in ons kamer, dat ons nie na buitekant wil gaan nie, maar dit moet 'n vrees wees dat ons weghou van sonde. Daarom bid ek dat die Here vir ons wysheid sal gee in hierdie groot saak, en dat ons werklik sal besef, vriende, dat dit is die enigste manier hoe ons met wysheid kan lewe, en dit is as ons God vrees. Spreuke 3 vers 7 sê, wees nie wys in jou eie oë nie, vrees die Here en wyk af van die kwaad.
Spreuke 8 vers 13 sê die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. Hoogmoed en trotsheid is 'n slegte wandel en 'n hygelagtige mond haat die Here. En mag die Here vir ons vrees gee, genade gee om by hierdie waarheid dan kant te kies en met die wysheid van die Here lewe om hom te verheerlik in alles. Mag die Here vir u ryklik seën. Ons gaan môre stil staan by die derde gedagte en dan gaan ons bietjie kyk na die gedagte wat die Here vir ons sê dat mense wat die Here nie vrees nie is eintlik mense sonder verstand. Groete vir u, mooi dag verder. Tada.